Goeiedag geliefdes, ons luister vandag na Numeri 18 en ons lees verse 1 tot 8 en ook 20 tot 29. Eers Numeri 18 verse 1 tot 8. Die Here het vir Aaron gesê, jy, jou seuns en jou familie saam met jou, julle sal die gevolge dra van sonde teen die heiligdom. En jy en jou seuns saam met jou sal die gevolge dra van sonde in verband met julle priesterdiens. Laat ook jou broers, die stam van Levi, die stam van jou vader, saam met jou nader kom, sodat hulle by jou kan aansluit en jou kan bystaan waar jy en jou seuns saam met jou voor die tent met die getuienis is. Hulle moet van jou verpligtinge nakom en ook verpligtinge in verband met die hele tabernakel. Maar naby voorwerpe van die heiligdom en naby die altaar mag hulle nie kom nie, sodat hulle nie sterf nie. Nie hulle nie, en ook nie julle nie. Hulle moet by jou aansluit en die verpligtinge by die tent van ontmoeting nakom, ja, al die werk by die tent. Maar 'n onbevoegde persoon mag nie naby julle kom nie. Julle moet die verpligtinge by die heiligdom en die altaar nakom, sodat die Israeliete nie weer deur 'n oordeel uit toorn getref word nie. Wat my betref, kyk, ek het julle broers, die Lewiete, uit die Israeliete geneem as 'n geskenk vir julle. Hulle is aan die Here afgestaan om die werk by die tent van ontmoeting te doen. Maar jy en jou seuns saam met jou moet julle priesterdiens nakom, in alle sake by die altaar en agter die voorhangsel. Daar moet julle diens doen. As 'n geskenk met die oog op dienslewering gee ek julle priesterskap aan julle. Maar 'n onbevoegde persoon wat daar indring moet doodgemaak word. Die Here het vir Aaron gesê, wat my betref, kyk, ek het aan jou die verpligting in verband met my wydingsgeskenke toevertrou. Al die heilige gawes van die Israeliete, aan jou en aan jou seuns gee ek dit as 'n geskenk, as 'n deel wat hulle altyd moet kry. En dan lees ons ook verse 20 tot 29. Die Here het vir Aaron gesê, in hulle land sal jy nie erf nie. 'n Erfdeel sal daar nie vir julle tussen hulle wees nie. Ek is jou erfdeel, jou erfenis tussen die Israeliete. En wat die Lewiete betref, kyk, ek gee al die tiendes in Israel as erfenis in ruil vir hulle dienswerk wat hulle doen, die dienswerk by die tent van ontmoeting. Die Israeliete moenie weer naby die tent van ontmoeting kom om sodoende sonde op hulle te laai en te sterf nie. Maar die Lewiete, dit is hulle wat die dienswerk by die tent van ontmoeting moet doen. Hulle sal hulle skuld dra. Dit is 'n voorskrif wat altyd geld vir julle nageslag. Tussen die Israeliete mag hulle nie 'n erfenis ontvang nie, want die tiendes van die Israeliete wat hulle as wydingsgeskenke vir die Here aanbied, gee ek vir die Lewiete as erfenis. Daarom het ek vir hulle gesê, hulle sal nie 'n erfenis tussen die Israeliete ontvang nie. Die Here het verder met Moses gepraat en gesê, jy moet met die Lewiete praat, sê vir hulle, wanneer julle van die Israeliete die tiende ontvang, wat ek vir julle van hulle kant af as erfenis gegee het, moet julle daarvan 'n wydingsgeskenk vir die Here aanbied, 'n tiende van die tiende. Julle wydingsgeskenk sal vir julle gereken word soos die koring van die dorsvloer en soos die volle opbrengs van die parskyp. So moet ook julle 'n wydingsgeskenk vir die Here aanbied uit al julle tiendes wat julle van die Israeliete ontvang. Julle moet daarvan aan die priester Aaron gee as 'n wydingsgeskenk vir die Here. Uit al julle geskenke moet julle die volle wydingsgeskenk vir die Here aanbied. Uit al die beste geskenke 'n deel daarvan as sy heilige gawe. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Numeri hoofstuk 16 en 17 lees ons van die opstand van Korag, Datan en Abiram. Hulle het in opstand gekom teen die feit dat net die Lewiete mag diens doen by die tabernakel en dat die nageslag van Aaron hoëpriesters mag wees. Daarna lees ons ook hoe God bevestig dat hy Aaron as hoëpriester gekies het deur sy staf te laat blom en selfs te laat vrugte dra. In Numeri 18 lees ons dat die Here weer eens sy besluit bevestig. Hy het die Lewiete aangestel
en daarom sal hulle alleen hierdie werk doen. In hierdie hoofstuk is daar 'n paar dinge wat uitstaan. Ons hoor dat hierdie spesiale taak van die Lewiete saam met 'n groot verantwoordelikheid kom. In vers 1 sê die Here vir Aaron: jy, jou seuns en jou familie saam met jou, julle sal die gevolge dra van sonde teen die heiligdom. En jy en jou seuns saam met jou sal die gevolge dra van sonde in verband met julle priesterdiens. Dit is 'n swaar las om te dra, want dit beteken as enige iemand in die volk sondig teen God se heiligdom, sal die hoëpriester en sy familie daarvoor verantwoordelik gehou word. En as enige van die priesters hulle werk verkeerd doen en teen God sondig, sal die hoëpriester en sy seuns verantwoording moet doen. Korag het gedink dat hy 'n belangriker taak wil hê as om net die heilige voorwerpe van die tabernakel rond te dra. En Datan en Abiram wou ook die reg gehad het om offers te bring. Maar wou hulle regtig ook al die verantwoordelikheid gehad het? Om deur die Here gekies te word vir 'n spesiale taak is 'n groot voorreg, maar dit is nooit maklik nie. Gelowiges moet weet dat die werk van die Here 'n verantwoordelikheid inhou. Maar dan is daar ook die belofte van die Here dat hy nooit van ons verwag om die taak sonder sy leiding en versorging te verrig nie. Hier wys hy prakties aan die Lewiete hoe hy vir hulle gaan sorg. Al die heilige gawes van die Israeliete gee hy aan die priesters en Lewiete as versorging. Met ander woorde, al die offers wat die Israeliete bring, wat nie verbrand word nie, gaan na die Lewiete as betaling. As die Lewiete dus sorg dat die volk getrou bly in hulle diens aan die Here, sal daar vir hulle nooit 'n tekort wees nie. Maar hulle moet self ook hulle dankbaarheid aan die Here toon deur offers te bring van alles wat hulle ontvang. Hulle moes weer 'n tiende van die tiende gee as wydingsgeskenk vir die Here. Op die manier word die Lewiete saam met die volk daaraan herinner dat alles wat hulle kry van die Here afkom. Hulle is in alles van hom afhanklik. Die Here gee die Lewiete aan die volk as 'n geskenk. Hulle is daar om tussen God en die volk te staan en die volk te lei in hulle aanbidding. Om dit te kan doen, gee die Here aan die Lewiete geskenke om hulle daagliks te onderhou. So werk die hele volk saam om die Here te aanbid en om die aanbidding by die tabernakel moontlik te maak. Paulus skryf iets soortgelyks in Efesiërs 4. Hy skryf dat die Here apostels, profete, evangeliste, herders en leraars aan die kerk as geskenke gegee het. Sy doel daarmee is om die liggaam van Christus op te bou, totdat almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Met ander woorde, God gee vandag nog aan die kerk leiers en leraars. So God sorg dat daar mense is wat die verantwoordelikheid het om die kerk te leer en te lei. Hierdie mense moet ander leer, sodat die kerk as geheel kan groei. Die kerk moet groei as 'n eenheid, soos 'n liggaam. Daarvoor kry verskillende gelowiges verskillende take. Maar almal se doel moet wees om die liggaam van Christus te laat groei, sodat die kerk kan bestaan uit volwasse Christene wat die beeld van Christus in die wêreld uitstraal en sodoende hulle hoof, Jesus Christus, verheerlik. Kom ons bid saam. O Here onse God, ons dankie dat U ons deel maak van U kerk en dankie dat U leiers aan U kerk gee om ons te leer en te lei. Ons vra dat U hulle sal seën in hulle werk. Seën die werk van predikante, ouderlinge en diakens. Ons doen voorbidding vir ons boere en die belangrike werk wat hulle doen om kos ook in ons land te voorsien. Ons vra dat U hulle daarin sal seën, dat U vir hulle die middele sal gee om hulle werk te doen en ook wysheid in die besluite wat hulle neem. Ons bid ook vir ons regering en ons polisie. Ons vra dat U hulle sal seën in die werk om wet en orde ook te handhaaf en gee vir hulle ook wysheid in die uitvoering van hulle taak.
Ons bid al hierdie dinge deur u groot genade alleen. Amen.